Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord is uit Genesis 8 uit, vers 8, daar die bekende gedeelte, hoe Noag die ark gebou het, in die ark gegaan het, God die deur toegemaak het, en toe naderhand het hy nadat die reën opgehou het, het hy 'n duif van hom af laat wegvlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie, en na hom toe teruggekeer in die ark, want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en die duif gegryp en het in die ark by hom gebring. Daarna het Noag weer 7 dae gewag en toe stuur hy weer die duif uit die ark uit. En die duif het teen die aand na hom toe teruggekom en daar was 'n groen olyfblaartjie in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. En hy het mos weer 7 dae gewag, weer die duif uitgestuur en die duif het nie teruggekom nie. Ek is seker jy het ook baie kere net gewens dat jy 'n teken kan kry dat God jou gebed hoor en dat hy dit sal beantwoord. Maar hoe wonderlik is dit nie om hom te bly vertrou sonder enige teken. Wanneer ons bly glo sonder 'n teken, wys dit ons dat ons geloof sterk is. Maar eintlik het ons tog elke dag 'n teken, wat ons soms net miskyk, maar wat op ons bedkassie lê, of wat in 'n boekrak is. Daarin is soveel beloftes, dat as ons bid, sal hy vir ons gee wat ons vra. Die beloftes dat die Here weet wat in ons lewe aangaan en dat hy ons raak sien. En eers wanneer ons sy woord ons eie begin maak, begin ons regtig sien hoeveel tekens daar eintlik is. En die Here antwoord, al is dit dalk geen antwoord nie, net stil soeye, is dit tog nog 'n antwoord, wat vir jou sê dalk nee, of nie nou nie, miskien later. Soos Noag hierdie duif uitgestuur het, so het ons die versekering dat Heilige Gees vir ons ook intree. En weer en weer en weer kan ons bid. En so sal ons sien, skrif wat ons begin raak lees, wat soos hierdie olyfblaar vir ons 'n teken sal wees, God is besig om iets nuuts te doen. Dit is reeds besig om uit te sprei. En soos hierdie duif later nie teruggekom het nie, maar rusplek gevind het, moet ons iets vas weet en glo. Heilige Gees sal ons daardie kalmte gee. Al voel ons benoud in wat ons eie ark van ons lewe is, en wil ons graag hê, hierdie tyd moet net verbygaan, hierdie benoude situasie moet net verbygaan. Dan kom die Here en hy's reeds besig om te antwoord, soos die water minder geraak het, verdamp het, wat Noag nie kon sien nie, was die Here reeds aan die werk. En toe Noag weer hierdie duif uitgestuur het die duif nie teruggekom nie, en was die teken baie duidelik gewees, die water het so gesak. Nou teken wat ons baie keer miskyk, omdat ons dit juis net 'n teken noem, is communion, waar sy woord vir ons sê, so dikwels soos ons daaraan dink, kan ons sy dood herdenk. Wat het gebeur in daardie herdenking? Wat het Jesus vir jou aan die kruis gedoen? Kyk ons nie baie keer die bloed van Jesus se krag mis nie, om te weet, onder sy bloed is ons beskerm. In sy bloed lê die dankbaarheid. Ek hoef nie met hierdie skuldgevoelens te bly sit die res van my lewe nie. Ek hoef nie met hierdie wrokke die res van my lewe te sit nie. Ek kan van dit ontslae raak, deur in daardie krag van Jesus se bloed vergifnis ons eie te maak. En dan ook die liggaam van Jesus, ja, ek drink medisyne, ja, ek gaan dokter toe, want dit is nie wat dit 'n sonde is nie, maar ook besef ek, dat die genesing wat in my siel moet plaasvind, baie keer eers begin by Jesus. En net soos wat hierdie duif uitgegaan het vir Noag, kan ek jou die versekering gee, Heilige Gees wie in jou is, ken elke wond,
elke krankheid, elke swakheid van jou. En dat ons baie keer net moet oorgee, dat die Here vir ons begin iets nuuts doen. Dit wat ons nog nie eers voor kon bid, kon vra of glo nie. Net in hierdie woorde, Here, dankie dat U my vergewe. Heilige Gees, dankie dat U my help om te vergewe en te bly vergewe. En dankie Jesus vir U liggaam wat vir my gebreek is. Dankie Heilige Gees dat U die wonde van Jesus vat in my liggaam, na die krankhede, die swakhede, die siekte, en dat ek weet, Here, U genees my. Amen.